Hallo graad 8s en welkom by The Answer Series video's gebaseer op ons studiegidse. In hierdie video kyk ons na 'n voorbeeldvraag oor fotosintese en respirasie, nou dat julle albei hierdie chemiese prosesse in meer detail bestudeer het. So kom ons kyk na 'n tipiese eksamenvraag. In lewende organismes vind twee belangrike chemiese prosesse plaas wat gasse en energie in die omgewing laat sirkuleer. Die onderstaande diagram toon die gasse wat gedurende die nag en dag deur 'n huiskat en 'n plant vrygestel word. Die organelle wat in die selle van die organismes aangetref word, word ook getoon. So nadat jy hierdie inleiding van die vraag gelees het, maak seker jy ontleed eers die diagramme wat gegee word. So as ons na die diagramme kyk, kan ons sien dat daar is 'n kat en 'n plant waarna daar verwys was. Ons het 'n dag en 'n nag gedeelte van die diagram. Ons kan in die nag gedeelte sien dat 'n gas V deur beide die kat en die plant opgeneem word en gas W deur beide van hulle vrygestel word. En dan gedurende die dag word gas X deur die plant vrygestel en gas Y deur die kat vrygestel. En laastens het ons organelle 1 en 2 waarvan daar prentjies voorsien is. Organel 1 het 'n pyltjie wat vanaf die kat sowel as die plant loop en organel 2 wys slegs 'n pyltjie na die plant toe. So wanneer jy die inligting wat gegee is ontleed, kry jy reeds 'n bietjie van 'n idee oor watter tipe vrae jy kan verwag en waar jy moontlik jou antwoorde kan vind. So stop die video hier, kyk na vrae 1 tot 10 en probeer hulle eers self beantwoord voordat ons saam daardeur werk. Die eerste vraag vra vir ons om organel 1 te identifiseer. So onthou die twee organelle wat betrokke is by die chemiese prosesse wat ons tot dusver bestudeer het, is die kloroplas en die mitokondrion en jy moet net hierdie twee strukture kan herken. So onthou ek het gesê om 'n mitokondrion te herken, kyk jy vir daai gevoude binnemembraan wat dit amper meer soos 'n zigzag patroon laat lyk, die kragsentrale van 'n sel. Dit voorsien energie, so dit skep die weerligstraaltjie beeld. So organel 1 het beslis daardie eienskap en dit is dan 'n mitokondrion. Vraag 2 sê noem die chemiese proses wat dan in organel 1 plaasvind. So jy het nou organel 1 as 'n mitokondrion identifiseer en organel 1 wat die mitokondrion is, verrig dan respirasie. Vraag 3 sê skryf 'n woordvergelyking vir die chemiese proses wat in vraag 2 genoem is. Die woordvergelyking is iets wat jy moet memoriseer en onthou dat respirasie die teenoorgestelde proses van fotosintese is en is verantwoordelik vir die produksie van energie in selle. En as jy ten minste kan onthou dat respirasie energie verskaf, kon jy dan een van die 3 produkte in jou woordvergelyking onthou. Respirasie is 'n brandingsproses, 'n verbrandingsreaksie. So dit benodig een of ander brandstof en suurstof. Dit is die twee reaktante wat vermis word hier. En die brandstof vir respirasie is natuurlik glikose. Hierdie verbrandingsproses stel dan ook nie net die energie vry nie, maar die byprodukte koolstofdioksied en water. So dit is dan jou woordvergelyking. Glikose plus suurstof word omgeskakel in koolstofdioksied, water en energie. Vraag 4 vra vir jou om organel 2 te identifiseer. So as jy organel 1 as die mitokondrion geïdentifiseer het, dan is die ander een natuurlik die kloroplas, wat die ander organel is waarvan jy geleer het. As jy nie geweet het dat dit 'n kloroplas is nie, kan jy weer eens na die struktuur daarvan kyk en jy sien daai kenmerkende opeengestapelde binnemembrane wat soos 'n hoopie muntstukke lyk en dit is baie herkenbaar en tipies van 'n kloroplas. Vraag 5 vra watter organel bevat klorofil. Onthou die frase klorofil vul die kloroplas. So dit sê vir ons dat klorofil is die pigment wat binne in die kloroplas voorkom wat ligenergie absorbeer en fotosintese dan nou kan in staat stel. So die antwoord hier is organel 2 of jy kon gesê die kloroplas. Dan vraag 6, watter organel of organelle 1 of 2 is aktief in die plant gedurende die nag en dan gedurende die dag?
So, okay, ons fokus op die plant. Wat doen 'n plant in die dag teenoor die nag en hoe beïnvloed dit watter chemiese proses hoofsaaklik in daai plant gaan plaasvind? So in A, gedurende die nag, is daar mos nou geen lig beskikbaar nie, wat beteken dat die plant nie kan fotosinteer nie. Respirasie kan egter altyd plaasvind, want dit is nie afhanklik van lig nie. So die organel wat aktief gaan wees in die plant gedurende die nag, is organel 1, die mitokondrion. Gedurende die dag gaan die plant wel kan fotosinteer, omdat daar mos nou lig beskikbaar is. So hy gaan definitief organel 2, die chloroplas, gaan aktief wees. Maar onthou dat omdat respirasie nie van lig afhanklik is nie, die selle altyd energie nodig het, gaan respirasie die heeltyd plaasvind, dag en nag. So in die dag gaan beide organelle 1 en 2 in die plant aktief wees. Vraag 7 sê dan verduidelik jou antwoord wat jy nou net gegee het in vraag 6b. So ons het gesê lig is beskikbaar gedurende die dag en dat die chloroplas organel 2 fotosintese gaan verrig wat mos nou van lig afhanklik is. Of jy kon gesê dat dit benodig ligenergie of dit kan slegs plaasvind wanneer lig beskikbaar is. Die mitokondrion is ook aktief in die plant tydens die dag, want respirasie wat nie van lig afhanklik is nie, vind gedurig plaas, omdat selle het altyd energie nodig om hulle metaboliese prosesse te kan verrig. So 'n vraag soos hierdie kan vir verskeie punte tel, omdat jy jou antwoord moet kan verduidelik. Vraag 8 sê watter letter of letters V, W, X of Y stel almal koolstofdioksied voor. Goed, so kom ons begin aan die dagkant van die diagram. Hierso sien ons vir gas X wat deur die kat gebruik word en deur die plant geproduseer word. Nou gas Y word deur die kat geproduseer en dan weer deur die plant gebruik. Nou ons het nou net gesê dat fotosintese gedurende die dag plaasvind. Die plant gaan nog steeds in die dag respireer, maar dit gaan oorwegend fotosintese verrig. Dit is die hoofchemiese proses wat plaasvind. So gedurende die dag is die fokus daarop dat die feit dat die plant nou hoofsaaklik gaan fotosinteer, want daar's lig beskikbaar. So in fotosintese gebruik 'n plant koolstofdioksied, terwyl 'n dier soos die kat, wat nou net kan respireer, koolstofdioksied gaan vrylaat. So aan die dagkant kan ons dan sien dat Y, die gas wat die kat produseer en deur die plant gebruik word, is dan koolstofdioksied. Nou kyk ons na die nagkant van die diagram. En hierso sien ons dat beide die kat en die plant gas V opneem en gas W vrystel. Nou in die nag gaan albei hierdie organismes slegs respirasie verrig. Daar is nie lig vir fotosintese nie. Nou respirasie produseer koolstofdioksied. So ons moet kyk na die gas wat deur albei hierdie organismes vrygestel word en dis natuurlik gas W. So die finale antwoord is dat gas W en Y is die twee wat koolstofdioksied voorstel. Dan vraag 9 sê beskryf hoe om te toets vir die teenwoordigheid van koolstofdioksied. So hierdie is ook werk wat jy moet leer. Jy hoef nie 'n lang verduideliking van 'n hele praktiese opstelling te gee nie. Jy moet slegs stel hoe ons bepaal of koolstofdioksied teenwoordig is. Hoe toets ons daarvoor? En dit is deur die gebruik van 'n indikator, naamlik helder kalkwater. So as koolstofdioksied teenwoordig is, verander daardie helder kalkwater na 'n melkerige wit kleur. So jy moet sê dat dit die indikator is en hoe dit vir ons bewys dat koolstofdioksied teenwoordig is. En dan laastens, vraag 10 sê beskryf die belangrikheid van respirasie vir die huiskat. So hierdie vraag wil basies net by jou weet, waarom is respirasie 'n belangrike proses vir 'n dier, vir enige dier? En ons weet dat die hoofrede waarom respirasie so belangrik is omdat lewende organismes van energie voorsien word daardeur om al hulle lewensprosesse te kan uitvoer. Jy kon selfs gesê voorbeelde van prosesse soos groei, beweging, voortplanting ensovoorts. So sonder respirasie sou lewe as 'n geheel eintlik nie moontlik wees nie. En daar het jy dit, 'n tipiese eksamenvraag met lae, middel en hoë orde vrae. If you found this video useful, give it a like and subscribe to our channel so you don't miss any new episodes. Follow us on Instagram or Facebook to stay on top of the latest TAS news and launches.
So that's it for now from the Answer Series, your key to exam success.